Baie welkom by ons bidtuurgeleentheid. Ons gaan saam lees uit Genesis 28 en ek lees maar net daar die een vers in vers 12 uit gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. Engele van God klim op en af met die leer. Dis eers wanneer ons besef dat ons enigste hoop God se genade is, dat ons harte geanker kan wees in die goeie nuus. Jakob, die bedrieër, was iemand wat gewoond was om te kry wat hy wou hê deur sy eie planne te maak. Hy het nie omgegee hoe hy ander mense sou te nakom in die proses nie, maar hy moes leer dat die manier waarop 'n mens met die hemelse Vader omgaan nie afhanklik is van jou planne nie, maar dit kan net wees omdat die Here vir jou guns, liefde en genade gee. Die verhaal van Augustinus is 'n sprekende voorbeeld hiervan. Lang voordat hy kerkvader, teoloog en skrywer geword het, het hy 'n roekelose lewe geleef. Soos Jakob, altyd wou hy sy eie planne maak. Hy was in die jaar 354 in Noord-Afrika gebore, met 'n baie skerp brein, maar hy het baie losbandig geleef. Sy ma Monica was 'n toegewyde Christen wat gedurig vir hom gebid het, maar Augustinus het nie belang gestel om soos sy te leef nie. Hy het hierdie wêreld en die plesier en die wysheid hiervan nagejaag. Hy vertel later dat hy vir God gevra het, laat my tog rein en met selfbeheersing leef, maar ek wil dit eers 'n bietjie later in my lewe begin doen. Hy het jare lank in 'n buite-egtelike verhouding saamgewoon. 'n Kind is gebore. Hy het die idee van die evangelie afgelag. Hy het alles probeer om die honger in sy hart te vul. Eendag in sy vroeë 30's het hy in uiterste wanhoop in 'n tuin gesit. Hy het gehuil onder die gewig van sy sonde en skaamte. Sy helder brein kon hom nie meer help nie. Die plesier wat hy gekry het hom nie tevrede gestel nie. Toe het hy 'n stem gehoor, 'n kinderstem wat oor die tuinmuur kom. Neem, lees en lees. Dit was 'n klompie kinders wat daar gespeel het. Dit was vreemde woorde, maar die woorde het hom soos 'n donderslag getref. Hy het die Bybel wat daar naby was opgetel. En die Bybel het oopgeval in Romeine 13 en hy het vers 13 en 14 gelees. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in losbandigheid en dronkenskap nie, maar beklee julle met die Here Jesus, maak geen voorsorg vir die vlees om die begeertes van die vlees te bevredig nie. Dit was die draaipunt in Augustinus se lewe. Op daardie oomblik het die genade in sy lewe deurgebreek. Hy het dit nie verdien nie, maar die Here het dit vir hom gegee. Augustinus skryf later: Here, U het ons vir Uself gemaak. Ons harte is rusteloos, totdat ons ons rus vind in U. Weet jy, hier in vers 10 tot vers 12, neem die Here die inisiatief. Kom ontmoet hy vir Jakob. Ons lees, Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sy onder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die punt van die aarde, die punt van die leer raak aan die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Dis 'n voorbeeld van hoe die Here se genade in 'n mens se lewe werk. Dis sy inisiatief. Hy neem alles in sy hand. Dis nie asof Jakob na die Here gesoek het nie. Hy het net daar in die slaap geraak. Tog word hy deur die Here gevind. Hy was nie in 'n gebed waar hy vra vir die Here se seën nie, maar hy ontvang dit. Die Here kom na Jakob toe terwyl hy slaap, en Jakob kon vir die res van sy lewe terugkyk hierna en weet dit was die Here wat hom eerste gesoek het. In vers 16 en vers 20 is dit baie duidelik dat Jakob verstaan het dat die Here hiermee vir hom die versekering gee dat hy vir hom 'n God gaan wees. Die leer het die egte en ononderbroke gemeenskap tussen God in die hemel en sy mense op die aarde vir hom gesimboliseer. Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, sien ons nie net dat die Here vir ons sal voorsien nie, dat die Here ook mense uitkies in die wete dat God jou kies en die wete van sy voorsiening. Dit is die basis wat alles in jou lewe verander. Jakob sou egter nog baie meer moes leer oor sy eie sonde en oor die Here se genade. Wat hier gebeur, is nie net vir hom 'n teken van God wat na hom toe kom, wat vir hom beloof hy sal hom beskerm nie, maar dis 'n bewys van die verbondsbeloftes
wat vir hom waar word. God trek daarom vir Jakob na homself toe. Hy weet wanneer Jakob aangemoedig en wanneer Jakob mee geraas moet word. In hierdie gedeelte sien ons die prentjie van die Here wat uitreik in sy verkiesende liefde na Jakob toe. En ons sien hoe dat die Here hom met sy beskerming omring. Die tweede gedagte kry ons in vers 13 tot vers 15. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde. En jy sal in jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou. Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Dis 'n merkwaardige verbondsbelofte. Hierdie woorde kom direk van die Here af. Dis opvallend dat Jakob nie vir die Here vra om vir hom hierdie woorde te bevestig nie. Hy lê net daar in slaap, die Here kom na hom toe sonder Jakob iets vra, en dan herhaal die Here die verbondsbeloftes wat hy al jare gelede vir Abraham gegee het, aan Isak bevestig het. Dit word nou aan Jakob oorgedra. Kyk net na die 5 dinge wat die Here hier sê. Eerstens sê hy, ek is die Here, daar in vers 13. Hy herinner Jakob aan sy verbondsnaam en aan sy verbondsbeloftes. Dis bedoel om Jakob die versekering te gee. En hy sê in vers 13, ek is die God van jou vader Abraham, van Isak. En dit verbind Jakob met daardie beloftes wat die Here al reeds gemaak het. Die Here herinner hom dat hy alreeds hierdie paadjie met sy voorgeslag begin loop het. Dan weer sê hy, daar waar jy nou is, ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Dis 'n belofte wat die Here vir Abraham mos gemaak het. En met sy eie mond bevestig hy nou vir Jakob dat hy daardie beloftes aan hom gaan vervul. Dan gaan hy voort in vers 14. As hy sê jou nageslag sal soos die stof van die aarde wees. Dis 'n geweldige woord. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde. En jy sal die gebied na alle kante toe uitbrei. Abraham se lyn sou deur God geseën word, sodat hulle 'n seën vir die nasie sou wees. En dis hierdie belofte wat aan Jakob herhaal word. En dan sê hy in vers 15, en dis die aangrypende van hoe persoonlik dit is, ek is by jou, ek sal jou beskerm, waar jy ook al gaan. Ek wonder, wie van julle is bereid om hierdie belofte van die Here ook sy eie te maak? Die Here beloof, ek sal vir jou doen wat ek vir jou beloof het. Hy sal dit vervul in jou lewe. Dis 'n pragtige bevestiging van wat die Here in 'n mens se lewe na vore wil kom bring. As ons dan verder in hierdie gedeelte lees, dan sien ons hoe dat Jakob daarop reageer. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dis niks anders nie as die huis van God, dis die poort van die hemel. Hy is bewus van God se teenwoordigheid, dat die Here nie beperk is tot sekere plekke nie. Hy word daardeur oorweldig. Hy reageer in aanbidding. Hy sê in vers 20 tot vers 22, Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is, my beskerm op my reis, vir my kos en klere gee, sal U, Here, my God wees. En van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Dis die eerste gelofte wat in die Bybel opgeteken is. Dis nou die reaksie van Jakob op dit wat die Here beloof het. Die Here beloof vir Jakob sy teenwoordigheid. En Jakob sê, God sal sy God wees. Is dit nie interessant hoe dikwels die Here sy voorsienigheid in ons lewe gebruik, dat hy sy seun vir ons gee om ons harte oop te maak, om sy liefde in ons lewe te kan raak sien nie. Dis presies wat hy sou gebruik om by die bedrieër Jakob se hart uit te kom. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Wil ons moet saam vir die Here dankie sê vir die reën. Kom ons bid vir dit wat verband hou met die vakansie. Ons dink aan veiligheid van mense, vir hulle bewaring, goeie verhoudings. Kom ons bid vir besighede wat moeilike omstandighede beleef. Ons bid vir die gemeente se getrouheid aan die Here en aan mekaar. Ons bid vir die opspraakwekkende hofsaak wat nou uitspraak moet kom
oor daardie grondgrype wat plaasgevind het hier in Gauteng, dat die Here vir ons hierin ook sal beskerm, daardie grond wat geneem is sonder vergoeding. Daar is baie kritiek teen die sekere politieke leiers, ek dink veral aan die president, aan die adjunkpresident. Kom ons bid dat die Here vir hulle wysheid sal gee en dat hy hulle voor hom sal laat buig. Kom ons bid vir ons 10de maand dankoffer wat ons vir spesifieke aanstandhouding wil gebruik, onder andere vir die dak daar by Kinross. Ons bid vir 'n oorlog geteisterde gebiede. Ons bid vir hulle wat siek is, veral die wat in staatshospitale is. Ons bid vir deurbrake in die huise van gesinne wat worstel. Dankie dat jy saam bid.